Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 8 Julie, 'n gekruisigde Messias. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 22, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Die kruis van Christus, dit wil sê die idee dat God as die Messias gekruisig is, het die Jode onverhoeds betrap. Dit was ook nie die soort wysheid waarna die Grieke op soek was nie. Niemand was dit te wagte nie. Kan ons enigstens verstaan hoe volksvreemd en weersinwekkend die hele kruisbegrip vir die destydse mens veral vir die Jode was? Ons hoef net op die disippels se reaksie te let toe hulle die nuus ontvang het dat Jesus gekruisig sou word. Markus 8 vers 31 en 32 lees ons: Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly en verwerp moet word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Markus 9 vers 30 tot 32 lees: En hulle het daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea. En hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Want hy het vir sy disippels geleer en vir hulle gesê, die Seun van die Mens word oorgelewer in die hand van die mense, en hulle sal hom doodmaak. En nadat hy gedood is, sal hy die 3de dag opstaan. En hulle het die gesegde nie verstaan nie, en was bang om hom uit te vra. Markus 10 vers 32 tot 34 lees: En hulle was op die pad, terwyl hulle opgaan na Jerusalem, en Jesus het voor hulle uitgegaan, en hulle was verbaas, en terwyl hulle volg, het hulle gevrees. En hy het weer die 12 by hom geneem en aan hulle begin vertel die dinge wat met hom sou gebeur. Kyk, sê hy, ons gaan op na Jerusalem en die Seun van die Mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene en hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak en op die 3de dag sal hy opstaan. Soos ons reeds gesien het, was die Jode 'n Messias te wagte wat die Romeine sou oorwin. Dit is nie wat met Jesus gebeur het nie. Dit wil sê, hy het nie in 'n militêre of wêreldse sin van die woord oorwin nie. Die kruis is reeds eeue lank 'n simbool van die Christelike geloof. Die meeste 21e-eeuse Christene begryp kwaliek hoe onsinnig die idee van 'n gekruisigde God vir die mense van die eerste eeu geklink het. Die feit dat die boodskap van die kruis destyds soveel skok ontlok het, maak dit juist die moeite werd om behoorlik te bepeins. Hierdie prentjie van 'n gekruisigde Messias toon aan die ganse heelal hoe ver God bereid was om te gaan en ten einde die verlossingsplan deur te voer. Die blote idee van die kruis en dat die Here daaraan gesterf het, is verbasendwekkend genoeg vir die sondige mense hier op aarde. Stel jy net voor in watter lig die sondelose wesens wat God, die Seun in die hemel, persoonlik geken en aanbid het, dit beskou het. Lees Handelinge 13 vers 16 tot 47, veral verse 26, 38 en 47. Wat leer ons hieruit oor die betekenis van die kruis van Christus? Ons lees Handelinge 13 vers 16 tot 47 en sal klem lê op verse 26, 38 en 47. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete en julle wat God vrees, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle ons bywoners in Egipteland was en met 'n hoë arm hulle daaruit gelei. En omtrent 40 jaar lank het hy hulle in die woestyn verdra. En 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgegroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. Daarna omtrent 450 jaar lank het hy rigters gegee tot op Samuel die profeet. En van toe af het hulle 'n koning begeer en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, 40 jaar lank.
En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaïe gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek, nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, hy kom na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voet los te maak nie. Vers 26. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoner van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het, wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruis uit afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek, en gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die Vader gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die 2de Psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie. Het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal U heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Vers 38. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op, dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie glo as iemand julle dit vertel nie. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vrygespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. Vers 47. Want so het die Here aan ons bevel gegee. Ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Handelinge 13 vers 16 tot 47. Die vraag lees weer, wat leer ons hieruit oor die betekenis van die kruis van Christus? Paulus sê dat Christus hom gestuur het om die evangelie te verkondig. So die boodskap wat die apostel bring, is die van 'n gekruisigde Messias, soos gelees in 1 Korintiërs 1 vers 23. Hierdie idees sit hy in 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 voort. Paulus was getrou aan hierdie sending wat Christus aan hom gegee het. In sy prediking maak hy nie hoë woorde of groot geleerdheid ingespan nie, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 1. Inteendeel, hy fokus uitsluitlik op Jesus Christus en hom as gekruisigde, soos gelees in vers 2. Sy boodskap en manier van praat was nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 4, want in werklikheid kontrasteer die wysheid van mense skerp met die krag van God,
verwysing na vers 5. 'n Gekruisigde Messias is iets wat nog die Jode, nog die Grieke te wagte was. Wat sê dit vir ons oor die onverwagsheid wat ons somtyds in God se optrede bespeer? Waarom is hierdie besef so belangrik, veral wanneer omstandighede nie aan ons verwagtinge voldoen nie?